Goed, hierdie week het ek bietjie rondgespeel en gedink oor 'n tema oor wat ons gaan oor gesels en ek het gekom by die tema die Coke bottel en julle ken almal die storie van die Coke bottel wat onder die water gaan en dan kom hy op en maar dit het begin, ons het nou die dag saam mense gaan eet en toe sê die vrou, help my gou-gou, van die pudding. Begin by die pudding, want die lewe is te kort. Begin by die pudding, want die lewe is te kort. Nou vanmiddag terwyl ek en Annie gesels, jare gelede, het ek saam met mense wat op hierdie groep was, saam met die werk gaan eet by Spur. Ek weet nie of julle dit nog kan onthou nie. En toe het ek en hy besluit, ons gaan begin met waffles en roomys. En ons het nogal, die ander mense het ons nogal uitgekyk, terwyl hulle wurgende hoenderlewertjies het ek en Marius waffles en roomys geëet vir 'n voorgereg. So, die ysbreker vanaand is, hoekom is pudding nie 'n hoofgereg of 'n voorgereg nie, maar 'n nagereg? Hoekom praat ons van pudding as 'n nagereg en nie as 'n voorgereg nie? Sou dit nie beter gewees het as ons by die pudding begin het nie, want gewoonlik as ons by die pudding kom, dan is die magies mos nou al vol en dan kyk ons maar net vir die lekker sjokolade gebakte pudding, malva pudding. Salome, help ons. Hoekom is pudding nie 'n voorgereg nie? Okay, ja, dit is 'n groot storie. Daai is ook my opsomming. Kyk, ek wil ook graag eerder my pudding eers eet, want die lewe is baie onseker. Want daar kan so baie dinge gebeur voordat jy by jou pudding uitkom. Ja. Want jy kan versadig wees of jy kan, net nou die ander mense al die pudding opgeëet en dan is daar niks vir jou nie. So ek eet eers my pudding. So jou stem is pudding eerste. Ons gaan vanaand hierso 'n referendum hou. Meisie, hoe voel jy oor dit? Ja, ek is ook oud genoeg dat ek by die pudding kan begin. Ek het nie meer kinders vir wie ek 'n voorbeeld moet stel wat in die huis is nie. Ekskuus vir julle wat nog kids het, begin maar by die groente. Maar dink julle dat ons het voorgereg geëet want pudding is ongesond en okay, kom ons hoor wat sê julle. Wynand, wat sê jy my vriend? Ja, kyk, wat sal die dokters nou weet? Ons het nou so 6 dokters op die groep daarom vanaand gehad. Ja, ek weet verseker dat as ek eers aan iets soets geëet en dan wil ek nie die sout hê daarna nie. So kom ons eet net nagereg, vergeet die hoofgereg. Ek hou van jou. Maar ek weet dit sal al iets soos biltong is vir hoofgereg, en ons dan hoofgereg ook dan 'n bietjie inwerking so maar. Ons kan dan seker biltong so op die roomys net so sprinkel, né? Sit dan sout gaan voedsel. Dink hoe lekker dit. Ja, mag net nie. En dan moet dit is mense kom wat die daarby Danish homemade ice cream daar in Hatfield het hulle 'n pampoen roomys gemaak. Pumpkin pie. Ek was so disgusted geweest daaroor, maar ja, Ek dink hoe lekker dik sou ons gewees het as ons net pudding geëet het. Anita? Ek sê pudding laaste. Ek was nog nooit wat ek myself kon kry om nie nog ten minste 'n puddingkie ook in te werk nie, al was ek hoe versadig. Maar ek is mal oor my groente, spinasie en pampoen en al daai goeters. Okay, so ons het 3-1 op hierdie stadium. Estel, wat is jou opinie? Sê mos jou altyd die beste vir laaste. So kom ek by vleis laaste en my pudding laaste eet. Ek wou vir Estel gesê het, wat verkies sy, 'n stukkie steak of roomys, en as hy se verseker roomys gekies het. So ons het 'n 2-3. John, wat sê jy my vriend? Nee, wel ek mag nie pudding eet nie. Sal jy vir John op die gebedslys sit, Lisel? Hy mis in die lewe, hoor. John kom net saam vir die geselskap, hy mag nie saam deelneem aan die ete nie. Okay, so jy's glad, so jy eet nou op hierdie stadium nie pudding nie, John? Nee, vir die laaste 15 jaar eet ek nie pudding nie.
Dis hoekom jou se klere so groot lyk, my vriend. Jy word nou Mario. Jy vra vir Wynand, hy kry mos nie pudding as hy by ons kom kuier nie. Hy kry. Okay, ons is 3 op 3. Rina? Nee, ek sê 'n soetant, nee. Oh no. So 4 dit teen 3, werk in Lisel. ons familie. Wat sê jy, Lisel? Ek is saam met Anita hulle. Ek hou van die lekkerste laaste. Soetant. Daai smaakie moet nog in my mond wees. Okay, ons is 5 teen 3, Marius. Jou stem tel 2. Jy weet wat sy antwoord. Soet is altyd bo. En mens eet altyd iets om nou gesond te wees en so, maar jy kry lekker goed om te eet wat jou ook gesond kan hou. Jy het goed wat gemmer in het en goed wat spices in het, soos kaneel en so, en ek hoor dis baie goed vir jou. So jy kan begin maar met 'n wortelkoek en hom dalk afsluit met 'n roomhuisie of so iets. Ja. Ja, ek hoor jou, Marius. Jy bring die balans so bietjie terug. Ons is 4 op 5. Robert, wat sê jy? Weet jy, ek is baie lief vir pudding, maar ek weet dan of nie of ek dit gaan eers eet en my bord kookos met 'n lekker gebraai potbraaide vleisie en aardappels en lekker sousie gaan wegskuif om pudding te eet. Die pudding het sy plek, maar ek weet nie. Of 'n lekker gebraaide stuk steak met 'n vetjie aan. Dis wat die dokter voorgeskryf het daai. Ja, daai geel vet, hè. Ja. Ja, okay, maar Robert, hulle het nou nie hulle gesig gewys vanaand nie, so sy stem tel nie. Gerda? Ek gaan ook eers my kos eet. Maar so groot geword ensovoorts. Wat my vies maak, dan nou het ek die slag pudding gemaak. Nou het ons ete geëet, dan sê hulle, nee, ons sal nie nou pudding eet nie, ons sal dit so oor 'n uur eet. Nee, dan wil ek my pudding hê nadat ek geëet het. Al eet ek nou net 'n klein stukkie, maar ek wil dan my pudding hê. Nie 4 uur eers nie. So, eers my kos. Okay, ek kan nie sê wat is die uitslag nie, maar Wynand, jou span het verloor, hoor. Jy en Marius het heeltemal uit die bus uitgeval, die res het gewen. Al wat ek eintlik hierdeur wil sê is, ons fokus so baie keer in die lewe, fokus ons op die swaar goed, die goed wat gedoen moet word, die goed wat ons negatief maak, dat ons nooit by die pudding uitkom nie. Ons is baie keer te moeg om by die pudding uit te kom, of ons is so versadig van die ander goed, van die broccoli en van die spinasie en van al hierdie bittergoed in die lewe. Maar okay, ek dink julle het my strekking, is dat iewerster in die lewe moet 'n ou begin fokus op die pudding, die lekker wat die Here vir ons in gedagte het. En kom ons kyk wat sê die skrifgedeelte nou. Hierdie skrifgedeelte het my nou geroer hierdie week. Kom ons lees hom, Deuteronomium 28 vers 12 tot 14, wysie. Die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel vir jou oopmaak om die reën vir jou land op die regte tyd te gee. Okay, ekskuus, kom ons stop net by vers 12. Is daar iets wat vir jou uitskiet, terwyl ander lede dit gelees het vanaand? Wat skiet vir jou uit? Regte tyd. Ja. Regte tyd. Robert, wat skiet vir jou uit? Ook regte tyd? Tyd, ja. Okay. Iets wat vir my ook uitskiet is die skatkamers. Alle goeie gawes kom van die Here af. Alles wat goed is. En partykeer is spinasie goed vir ons en partykeer is broccoli goed vir ons ensovoorts. As ek vir 'n week nie 'n piesang geëet het nie, dan voel my mond seer binne en al sulke goed. Ons het maar daai goedjies nodig wat nie altyd so lekker is nie. Okay, maar wat vir my uitgestaan het, Anita, Robert, is die regte tyd. Nie my tyd nie, regte tyd.
Die regte tyd te gee om al die werk van jou hand te seën, en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. En die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie, as jy luister na die gebooie van die Here jou God, wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen. Kyk, iets wat vir julle uitstaan in vers 13. Daar's 'n groot maar. Praat Wynand? Ja, dis 'n groot waar. As jy my gebooie onderhou. Nou, alhoewel ons vrygekoop is van die, dis tog die wil van die Here. Dit is die persoonlikheid van die Here wat in die Ou Testament deurkom na ons toe. So in 'n mate blou so dis wat hy wil hê ons moet doen. So as jy die regte ding doen, né? Ons gepraat nou nie eers van die wet of ietsie, maar as jy die regte ding doen, sal ek jou die kop en nie die stert maak nie. Jy sal boontoe gaan en nie onderdoen nie. Yes, ek hou van daai as, daai maar. Jy moet die regte ding doen. Nog iemand iets sê oor hierdie skrif wat vir julle uitstaan? Ek sien daar's in die begin die voorraadskuur is in die hemel. So die wat hemel toe gaan het baie werk om daai skuur leeg te kry om weer onder toe te bring hier na ons toe op aarde of na die ander mense toe op aarde. Ja, as dit die wil van die Here is, gaan ons volgende week bietjie daaroor praat. Hoekom bid ons baie keer en binne 3 minute is daar 'n antwoord en baie keer eers 21 dae daarna kry ons 'n antwoord, maar ons praat 'n bietjie as dit die wil van die Here is volgende week bietjie daaroor. Okay, nog iemand iets oor hierdie skrifgedeelte? As jy luister. Hierdie is in die Ou Testament. Ons het nou die Nuwe Testament het ons die Heilige Gees. As jy luister na die Heilige Gees, dan gaan dit dan gaan die Here jou na die regte dinge lei, nie onder toe nie boontoe. Sê vir my, yes, Robert stem saam. Wat is die doel van 'n kop? Ek sal jou die kop maak. Wat beteken dit? Beheer maak. Ja. Ekskuus Wynand? Jou in beheer maak. Gaan jou in beheer maak? Okay, ek stem saam. Robert? Jy sal die regte dinge doen. Jy sal die regte gedagtes hê. Kan 'n mens lewe, of kom ons sê nie 'n mens nie, dit gaan nou 'n bietjie snaaks klink, maar 'n skaap, kan 'n skaap lewe sonder 'n kop? Kan 'n skaap lewe sonder 'n stert, Wynand? Ja. Okay. So die stert is belangrik. Ons gaan nou kom wat is die doel van die stert. Maar die doel van die kop is al die besluite, al die beheer, die lewe, alles lê in die brein, tussen die brein en die hart. Maar die belangrikste is seker maar die brein wat vir die hart sê klop of hou op klop of wat ook al, ensovoorts. So die twee goed is mekaar geskakel, maar die kop is die belangrikste. Ek wil bietjie op die water beweeg. Ek het dit nou hierdie keer terwyl ek nou daardeur beweeg het ek nou daaroor gedink, is dat God wil hê dat ons moet goeie besluite neem. As ons goeie besluite neem in sy wil, luister na hom, dan sal ons boontoe gaan. Wat is die doel van die stert? Ja. Vliee weg te hou. Dit gaan nou baie kras klink, maar vat dit soos dit kom, gaan knibbel daaraan, byt 'n bietjie daaraan. Baie keer is ons in ons hele lewe net besig om vliee weg te waai. En ons gaan nie vorentoe nie, want alwaarop ons fokus is die vliee wat om ons draai. Doen die regte ding. Okay, hierdie is miskien nou 'n bietjie, hoe sal ek self sê, bar, maar dink oor wat ek nou gesê het. Moenie met jou stert dink, jy dink met jou kop. Ja, jy sal boontoe gaan.
Moenie onderste gaan. John? Baie keer jaag 'n mens se eie stert in plaas dat hy net stil staan en dink 'n bietjie. Ek het so 'n videoklip, Lisella het vir ons opgesit van die Coke bottel. Hier is net 'n waterbottel. Hou dit in gedagte in ons hele gesprekke, miskien die week of volgende week ook, dat as ons hierdie bottel vat en ons as hy leeg is en hy's vol lug, en ons het gesê die lug is die asem van God, is die Heilige Gees wat in ons woon. As ons hierdie bottel vat en ons kan hierdie label aftrek en ek kan hom buit, ek kan hom slaan en dit soort, maar solank hy toe is en ek vat hom onder die water in en ek los hom, wat gaan gebeur? Hy gaan uitskiet, hy gaan boontoe gaan. Hy gaan opgaan. Wat gaan hom opvat boontoe? Die feit dat dit 'n pragtige bottel is? Nee. Die feit dat hy 'n groen bottel is? Nee. Die feit dat hy 'n wit kop het? Nee. Hy gaan opgaan want die lug wat in die bottel is, vat hom op boontoe. Die Heilige Gees vat hom op boontoe. Maar as ek hierdie proppie afhaal en ek gooi hom vol water en ek gooi hom in die swembad, wat gaan gebeur? Hy gaan sink. So, ons moet kyk, ons moet versigtig wees wat ons die binnekant insit. Want dit wat ons die binnekant sit, bepaal of ons opgaan en of ons afgaan. As jy luister en my wil doen en die regte besluite neem, sal jy opgaan. Right. Enige iets wat iemand nog sê oor hierdie skrifgedeelte? Ja, daar's nog een ding, daar's 'n op die regte tyd ook. Jy kan maar nou dink ja, ek het vandag die regte ding gedoen, môre moet dit kom reën of whatever ook al. Jy kan die regte ding doen is reg, maar op die regte tyd sal die Here die reën vir jou stuur. En ons sê die regte tyd is God se tyd, né? Byna. Dis nie volgens ons oorlosie nie. Maar ek wil hê ons moet vanaand so 'n bietjie iemand nog iets sê. Sorry Salome, ek sien jy steek jou hand op. Nee, ek's reg, dankie. Nee, sê ietsie toe man. Nee, nou. Okay. Ek wil oor ons praat oor goed wat ons binnekant ons sit, wat ons afvat onder toe. Wat vat ons af onder toe? Ons is in Pinkster, dis die tyd waar ons die herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees herdenk en ons moet geesvervuld wees, maar baie keer in omstandighede gaan ons onder toe. En ek het die volgende gedeelte genoem van 'n zero na 'n hero toe. Van onder op die bodem, terwyl jou ore nader aan suis en jy weet nie of jy gaan dit maak nie, skiet jy op en daar's 'n deurbraak in jou lewe en jy skiet op van 'n zero na 'n hero toe. Maar wat vat jou af in die lewe? En kom ons staan 'n bietjie by Gideon se lewe stil. Gideon is Rigter 6 vers 11 tot 17. Gerda, daai mooi gemoduleerde stem van jou asseblief. O aarde. Okay. Rigter 6 van vers 11. Toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abiezriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitgeslaan in die parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Toe vra Gideon hom, ag my Heer, as die Heer met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders, waar ons vaders ons van vertel? Kom nou, vertel het, deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe... Kom ons stop daar vir 'n oomblik, kan jy bietjie asem vat, Gerda? Gideon. Hoe het Gideon die guns en die voorspoed en die guns en die seën, kom ons maak die guns en die seën van die Here gesien? Het Gideon geglo God se guns en sy seën is op hulle?
Ja, want hy het gesê, onthou wat God gedoen het. Hy het die Israeliete uit Egipte land uitgetrek. Wat hy voorheen gedoen het, kan hy weer doen. Ja, maar hy sê God se guns en sy seën was op oupa en ouma. Maar nou is ons vasgevang in die Midianiete. Maar hy sê die Here het ons nou verwerp. So die Here het ons nou verwerp. So Gideon meet God se guns en sy voorspoed deur dit wat hy rondom hom sien. Stem ons? Hoekom het Gideon in 'n paarskyp? Robert, vertel vir ons. Ek het probeer om vir Annie te verduidelik. Wat is 'n paarskyp? Paarskyp. Ja. Is 'n soort van 'n dammetjie wat hulle die druiwe ingegooi het en dan het hulle die druiwe getrap om die sap uit te kry. Okay. En as jy gedors het, koring gedors het, hoekom moet jy dit nie in die paarskyp gedoen het nie? Wynand, Robert, Marius, julle wat boere is, ek en John sal nie weet nie. Om met kaf, die druiwe sap het afgegaan en die doppies het boontoe gekom. Dit was maklik om dit te skep, maar as jy koring binne in die paarskyp gegooi het om die koring van die aarde te skei, het jy daarom vir jou gesukkel om daai are uit die koring uit te kry, of die koring, skoon koring uit te kry. Ek stem saam met jou. Ek dink die rede waarom hulle dit in die paarskyp gemaak het, is om dit so 'n bietjie te verberg. Want hulle sê daar ook, hulle het dit gedoen aan die Midianiete, hulle nie moet sien nie. So as hulle dit in 'n oop sou gedoen het op 'n oop plakse, hulle het eintlik so 'n plat stuk sement gehad waarop hulle dit getrap het. En dan het hulle dit geblaas of gewaai, whatever ook al uit die doppies uitgaan. Maar ek dink hulle het hierdie so bietjie meer verberg en binne in die paarskyp gedoen wat mure aan die kant gehad het, dat dit bietjie dieper is, dat as daai ouens kom dat hulle dit nie kan sien nie. Okay. Ek dink ons is op die regte pad. Op 'n oop stuk sement, hulle het nou nie sement gehad nie, maar op 'n oop stuk plek, dan het hulle die koring uitgeslaan of wat ook al, en dan het daar 'n windjie gewaai en hy die kaf weggewaai. Maar nou is hulle in 'n, kom ons sê, 'n groot sementdam. En hier is Gideon nou besig, sodat niemand sien nie, is hy nou besig om koring uit te slaan, en hy's besig, hy sit met die kaf daarso. En ek hoop iemand sien die simboliek, die wind wat waai om die kaf weg te waai en die werking van die Heilige Gees. Hoekom het Gideon dit gedoen in die paarskyp? Wynand het dit gesê, want hy was bang gewees. Hy was bang gewees. As die Midianiete dit gesien het, sou hulle sy koring afgevat het en hy kom met sy lewe daarvoor geboet het. Kyk, kom ons pos om daar vir 'n oomblik. Opmerking, iets van iemand. Ek wil net sê, Gideon weet wat het God vir sy voorvaders gedoen. En hy het op God vertrou wat hy vir sy voorvaders gedoen het, en so sal God dit vir hom ook doen. So hy het geglo God sal dit vir hulle doen. Right. Ja, ek dink ons moet pas op dat ons nie in die paarskyp sit en dat ons die wind van die Heilige Gees mis nie. En ons omdat ons bang is nie. En ek hou daarvan wat Wynand sê. Gideon was in die paarskyp omdat hy bang was. So wat kan ons aflei van dit af? Gideon het baie hare gehad, want hy het nie, die spreekwoord sê mos, jy het nie 'n bang haar op jou kop nie. So Gideon moes baie hare gehad het. Ja, kyk, dis maar net so om julle 'n bietjie van die pad af te vat. Alright. So, hy's in die paarskyp, hy's bang. Hy vrees vir die Midianiete. Hy sien nie God se guns nie. Kom aan, dit klink vir my soos iemand wat onder die water getrek word. Hy sien net, ek gaan verdrink. Amper sê ek 'n lelike woord wat begin met 'n S. Ek gaan verdrink, my ore suis al, want ek kan dit nie hanteer hier onder in die water nie. Nou kom die engel van die Here by hom. En hoe groet die engel hom? Dapper held. Jy's 'n dapper held.
Louis is bang. Hy's 'n bang broek. Hy's hier so in die parskyp besig om 'n bietjie koring uit te slaan en ons moet broodjie eet vanaand. En hier kom die engel en hy sê: "Hallo, Louis, jy's 'n dapper held." Sien julle die kontras hierso? Van hoe Gideon homself gesien het? Gideon het gefokus in omstandighede. Maar wat sien die engel raak? Die engel sien raak waar Gideon en hoeveel man? 300 man, Anita? Was dit 300 man, né? 'n hele Midianitiese soldate mag uitgewis het. Dis wat die engel raak sien. Hy sien nie die omstandighede nou waarin Gideon is nie. Alright. Iemand praat met my voor Gerda verder lees? Ek weet nie of dit Gideon, enige sin maak, maar dit is soos jou Augustusse winde wat waai. Hy waai al die ou lewe weg sodat die nuwe lewe kan begin. Hy waai, Wynand sal vir ons sê, as die wind goed waai in Augustus, kom dit 'n goeie reën. As die suidooster in die Kaap waai, dan kry Transvaal reën. Dis maar hoe dit werk. Jy wou iets sê? in daai stadium van Gideon se lewe het hy gedink die Here het hulle verwerp. Ten spyte daarvan van alles wat die Here al vir hulle en die nageslag en vir hulle gedoen het. Hoekom het die Midianiete hulle, ek is nou heeltemal van die lyn af, maar hoekom het die Midianiete hulle oorwin en hoekom was hulle slawe van die Midianiete? Hulle het hulle rug op die Here gedraai, hulle het die afgode van die land begin dien en heeltemal afvallig geword. As jy na my stem luister en doen wat ek jou beveel, sal jy opgaan en jy sal nie afgaan nie, ek sal jou die kop maak, ek sal jou nie hier sterk wees nie. So hulle het nie gedoen nie, so hulle het dit oor hulle self gebring. Maar hier is my 'n mooi gedeelte. Gerda, terwyl jou stem warm maak vir die laaste gedeelte. Vers 14. Wat voor jy lees. Alhoewel hulle rug op God gedraai het God nooit sy rug op hulle gedraai. En al is jy nou daaronder as gevolg van jou dom besluite, as gevolg van dinge wat jy verkeerd gedoen het, God sien jou nog steeds as 'n dapper held. God wil jou nog steeds laat uitskiet. Okay, Gerda, daar gaan ons. Vers 14. Toe draai die Here na hom toe en sê: Gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vra hom: Ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom: Ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man kan verslaan. En hy antwoord hom: As ek dan u guns in u oë gevind het, doen vir my 'n teken dat u dit is wat met my spreek. Alright, kryf julle hierdie prentjie, Gideon is hier in hierdie dam, paarskyp, besig om uit te slaan. Die engel sê vir hom, jy's 'n dapper held. En die Here gee vir hom 'n opdrag, gaan veg teen die vyand, gaan veg teen Midian. En nou vra ek die vraag vir Louis en vir elkeen van julle, hoekom het Gideon gehoor gegee? Hy wat te bang is om in die openbaar koring uit te slaan, hoekom het Gideon uit daardie paarskyp uitgeklim? Hoekom? Want hy tekens gekry. Nee, Ekskuus, byna. Kom skep vir byna te kans. Wel, ja, ek sê, as moet Alexander sê, hy het mos 'n teken gekry om te weet dit is so. Okay, Robert? Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, en dan toe het hy dit aanvaar. Hy sê? Ja, dit wat Robert nou sê, wat ek sê, ja. Okay. Ewe skielik het Gideon besef, hy's nie die kleinste in sy familie nie, sy familie is nie die geringste nie, hy het besef, dit wat hierdie engel vir my sê is die waarheid,
Ek is 'n dapper held. Ek hoef nie onder te wees nie. Ek kan ook gaan pudding skep. Ek kan ook die lewe geniet. Ek hoef nie vir die res van my lewe 'n sukkelaar te wees en te ly nie. Hy het dit besef. Okay, enige opmerkings? Marius. Ek wil net vir daai vorige gedeelte ook partykeer as jy in 'n moeilike omstandighede is, dan sien jy self nie die uitweg of dit wat jy regtig vir iemand anders kan beteken nie. Maar as iemand anderster van ver af kyk, dan kan hulle vir jou meer moed inpraat, meer op die regte pad wys, vir jou meer goeie sê wat jou gaan laat besef, maar jy kan dit regtig doen. So as jy goed met ander deel wat jou pla, kan dit dalk goed wees om net van 'n buitekantse perspektief af net te hoor wat is daar so wat vir jou kan help om jou deur te vat deur daardie swaartyd. Kyk, stem saam. So wat Marius vir ons sê is, moenie na jou gawes kyk wat jy het nie. Kyk na God. Moenie na jou tekortkominge kyk nie. Kyk na die grootheid van God. Gideon het besef, dit gaan nie oor Gideon nie. Dit gaan nie of ek 'n swaard het of ek 'n AK-47 het of wat ook al nie. God is aan my kant. Right, so die eerste een is, moenie kyk na jou omstandighede nie. Jou omstandighede gaan vir jou afval. Nou, 'n tipiese pastoor moet iewers daaroor gepraat. Kom ons praat 'n bietjie oor geld, moolah. Moolah. Kom ons praat 'n bietjie oor moolah. Rina, Romeine 13 vers 8. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander liefhet, hy het die wet vervul. Kyk. Jesus sê vir sy disippels, hier sit 5000 mans, hier sit omtrent 12000 mense voor ons, gee vir hulle kos, en dis in Johannes 6. En wat sê Filippus? Waar gaan ons kos vandaan kry? Waar gaan ons geld kry om vir hierdie mense kos te gaan koop? Ons glo mos geld bring wonderwerke. Ek sal kan doen met 1 miljoen as ek net nog 1 miljoen gehad het, ek solar opgesit en ek het nie in die donker gesit nie. As ek net dit gehad het, as ek net geld. Nou kom die Bybel hierso in Romeine, die 13de hoofstuk in die 8ste vers, en hy sê, moenie iemand iets skuld nie, behalwe om mekaar lief te hê. En ons gaan nie vanaand praat hoe om jou salaris te verdubbel of enigiets nie. Ek wil net praat oor hierdie gedagte, wat vreet jou geld op? John, vertel vir ons, wat het jy gedoen toe jy in die moeilikheid geraak het met jou kredietkaart? Dit oorgehandig. Dit het hierdie jaar in Maart maand gebeur. Waar ek het die tegnikuste bymekaar geroep en gesê, ons gaan op short time. Daar's nie brandstof nie. En hulle het nou almal na my toe gekom en ek het vir hulle gesê, mense, wees net rustig. En ons het Maart geëindig met 'n baie goeie maand. Ons het 2 groot kontrakte ingekry en ons het klaar gemaak en ek het probeer om vir die tegnikuste dit te verduidelik. Moenie vrees nie. Die Here weet wat hy doen en hulle het omgedraai vir my gesê, maar jy leef in 'n droomwêreld. Een van ons grootste probleme, John, ek stem saam met jou, is, ek weet nie wat is die mooi woord nie, stel, krediet, skuld. As hierdie mense my bel, né, en sê vir my, hallo meneer Bronkhorst, ons is van hierdie bank, ons wil net vir jou sê, jy is kredietwaardig, ons kan vir jou 'n lening gee van R250,000,
En dan dink ek R250,000, ek kan solar opsit en dan sê ek maar ek is 'n pensionaris, dan sit hulle sommer die foon neer. Ek hoef nie eers die foon neer te sit. Nou, Onmiddellik. die Bybel sê jy moet niemand iets skuld nie. Okay, die mense wat nog nooit skuld gemaak het, steek op julle hande, tot sien hoe lyk julle? Ek wil sê daar's wel 'n maar weer, Okay, luister, Wynand. behalwe om mekaar lief te hê. Yes. Daar's 'n maar. Jy mag daar's altyd 'n maar, daar's altyd 'n as. Jy mag net een skuld hê, dis om mekaar lief te hê daarom. So jy mag daarom skuld maak. So, die beginsel is as jy wil die beginsel is as jy wil skuld maak, né? Mag jy nie skuld maak op iets wat waarde verminder nie. As jy skuld maak om 'n huis te koop op die regte plek natuurlik ook, is dit waarde vermeerdering. Maar as jy skuld maak om 'n mooi hempie te koop om Sondag kerk toe aan te trek om die pastoor te beïndruk wat hy nie eers gaan raak sien nie want hy kyk nie vir mans nie. Julle het dit gemis. Julle het dit heeltemal gemis. Nee, Ons probeer Julle het dit gemis, man. Daai hempie koop jy vir R500. Hoeveel kos 'n hemp, Marius? Ek koop by Pep en dan sit so R99. Wat is die hemp se prys nou? Vroeger sê het 79, maar in die R99 so gaan dit hierheen. Maar nou dra Pep ook nie meer my size nie, man. Hey, ek sal maar na 'n ander plek moet toe gaan. Maar as jy daai hemp by Pep gekoop het vir $79.99 en jy dra hom so week en jy sê, okay, ek bring hom nou terug, nou sy antiek. Né? Gaan jy R110 vir hom kry? Hoeveel gaan die hospice shop jou gee, Marius? Nee, hulle gaan jy niks gee nie, hulle gaan hom net vat. Daar's nie waarde nie. So, as jy wil skuld maak, kan jy skuld maak op waarde vermeerdering. Ja, moenie 'n kar koop nie. Okay, maar ons het wiele nodig, byna. Want daar's alweer 'n maar. Okay, maar hierdie is die beginsel. As jy moet besluit neem oor sekere goed, né? En dit kan waarde verbetering maak. Yes, dan maak 'n lening. Maar as dit waarde vermindering is, John, jy wil iets sê. Nee, partykeer moet jy presies wat jy nou gesê het, ek hoef dit nie te herhaal nie. Presies wat jy nou partykeer moet jy skuld maak om uit te brei om jou besigheid te laat groei. Ja, maar dan koop jy nie 'n Mercedes nie, jy Jy koop koop- 'n Suzuki. Ja, jy koop iets wat jy kan bekostig. Jy gaan nie Jy moet sien hoe jy gaan koop nie 'n 2.8 Toyota Hilux nie. jy moet sien wat so mooi Suzuki ry daai Gerda. Eish, daai is nou veel mooi dingetjie. Ek sien haar man sit ook aan die linkerhand, sy bestuur alleen hom. Okay. Maar die Suzuki is lekker, ek geniet myne. Right. So as jy kyk na 'n begroting, kry jy kapitaal as kapitaaluitleg en jy kry bedryfsbegroting. Wat sal julle sê is kos? Is dit bedryfs of is dit bedryfs? Moet nooit of bedryfsbegroting skuld maak nie. Dit sal in verband nogal interessant wees as jy 'n kar koop en jy kyk hoeveel rente jy terugbetaal en dan het jy nog miskien 'n bompaaiement ensovoorts ensovoorts. Hoeveel betaal jy eintlik vir daai kar? Okay. Hier kom 'n moeilike een byna. Saad. Interessant wat jy nou sê. Jy kan nie 'n kar oor 36 maande meer koop nie. Niemand wil jou finansier oor 36 maande. Almal is nou hier by 60 en 72. Marius, praat met my. Nooit vir 'n Ek kar. het dit lank was 'n kar gekoop. Toe was 60 en 72 nog die uitsondering
as jy dit kan kry. Nou lyk my is dit nou sommer die normale. Ja. Ja, Maar okay. dink 'n bietjie as jy daai rentes moet bysit, waar trek 'n mens dan? Wynand, saad wat ons in die grond sit, is dit kapitaal of is dit bedryfs? Dis 'n kapitaal. Nee, dis ook maar bedryfs. Saad is kapitaal, want dit gaan beteken dit bring 'n oes in. Dit vermeerder as daar reën is en daar so voort, maar dis maar net ietsie wat ek nou aan gedink het. Dit bring saad vermeerder, dit verminder nie. As jy op die regte plek saai, kom aan, ek is nie 'n boer nie, julle weet, regte water, regte bemesting, regte na versorging ensovoorts. Right, maar ja, ons gedagtes altyd saad is bedryfs. Dis wat ons kop sê. Maar ons moet dalk begin dink dat saad vermeerder. Right, enigiets oor hierdie een, jy mag niemand iets skuld behalwe mekaar lief te hê. Ons kyk na die volgende ene. Spreuke 22 vers 7 Lisel. Soos rykes oor armes heers, so is die man wat geld leen, die slaaf van die man by wie hy leen. As jy nou 'n motor gekoop het by Wesbank, is jy nou maar Wesbank se slaaf. Ja. As jy nie jou skuld betaal nie, Robert, John, wat gaan gebeur as jy nie jou motor betaal het nie? Hulle gaan hom kom haal. Jy gaan Carlos wees. Jy gaan My nuwe Carlos naam wees. gaan Carlos wees. Ja, jy gaan Carlos wees. Hulle kom jou karretjie haal. Jy gaan weer voetstoots wees, nee, jy gaan nou weer lekker kan rondloop. Alright. So skuld maak jou baie keer 'n slaaf en baie keer is ons in omstandighede en sê ek is hieronder as gevolg van geldelike krisis. En ek weet almal van ons sukkel met daai rande en sente. Maar kom ons neem slim besluite. Vat 'n skêr, knip daai kredietkaart op. Jy betaal net rente. Right. So dis een van die dinge wat ons onder te vat. Kom ons kyk na die volgende een en hier wil ek soveel as moontlik stil bly en ek wil julle opinie hoor. Gesondheid, Deuteronomium, Anita, gaan jy vir ons kan lees Deuteronomium 34 vers 7. Okay. En Moses was 120 jaar oud toe hy gesterf het. Sy oog was nie verswak nie en sy krag het nie vergaan nie. Alright. Robert, is julle terug? Robert, is julle terug? Daar's ons terug. Daar's hy. Ons het niks van julle geskinder nie, net mooi goedjies gesê. Right, ons is by Deuteronomium 34 vers 7. Salome, jy wat die geleerde bekend staan as die geleerde van KwaZulu-Natal, die Induna van KwaZulu-Natal. Waaraan is Moses oorlede? Hy is nie aan iets oorlede nie. Die Israeliete het in die beloofde land ingegaan, maar hy kon nie. So en die Here het hom begrawe voordat hulle ingegaan het. Maar hy was nog gesond en niks fout met hom nie. Ook lewe hy nog. Nee, hy is dood. Ja, hy werk op Wynand se plaas, sy naam is Moses. Ja, hy werk nou vir my. Maar ek wil vir julle sê, wat is die moral of the story? Julle beter bergklim, papi. Daai ou het baie berge geklim, hy is gesond. Ja, nou was dit voeding. Moses het waaraan is Moses dood? Ek dink sy Aan hartseer. Hy het sy doel gedoen. Jebo. Baie keer kyk ons na gesondheid.
Robert kan redeneer. Joh, hierdie ding het nou my pad langs gekom en hy het weggegaan en nou is hy terug en nou is ek reguit op pad graaf toe of Robert kan sê man, daar's nog 'n paar kampplekke waar ek moet gaan sit en ek gaan hierdie ding vat en ek gaan wen. In Jesus naam is ek genees. Amen. Amen. Dit gaan oor jou gesindheid. Ek het hierdie week het ek bietjie met myself gepraat. Moses se werk op aarde was klaar gewees. Ek meen as ek in die oggend opstaan, party mense se tande in hulle mond, die eerste ding wat ek moet opsit is my bril. Ek kan eers op my selfoon sien hoe laat is dit nie sonder my bril nie. Ek kap en dat ek my bril op en dan kan ek daarom sien hoe laat is dit op my selfoon. Moses se oë was nog op 120 sterk gewees en hy het nog genoeg krag gehad. Terwyl jou werk op aarde is, terwyl daar werk op aarde is, Robert, ek weet nie kom sê ek dit nou vir jou nie, maar ek sê dit vir elkeen van ons nie, terwyl daar werk op aarde is, sal die Here vir ons krag en genade gee om ons taak te voltooi. Amen. Amen. Nog iemand iets sê oor Moses se ouderdom, Marius? Nee, ek nou vanmiddag lees, dan dink ek hy, dis seker maar nog na daai tyd nog nie brille was nie, so sy oë het nie 'n keuse gehad om swak te word nie. Maar ja, dit was nogal vir my openbaring geweest dat hy so oud was en nog goed kon gesien het en baie krag kon gehad het. Ek weet as hy nie goed kon gesien het nie en hy kon nie voortloop het nie, kan hy nie meer die leier gewees het nie. So, God het hom gebruik, en toe sy taas, toe sê die Here, okay, sal vir Joshua, stel vir Joshua aan, en jou taak hier op aarde is klaar. En ek wil lewe tot my taak op aarde is. As daar nog 5 siele is wat ek na die Here toe moet lei, of is daar nog 5 mense wat ek moet bemoedig, dan doen ek dit voluit. Maak nie saak wat sê die dokters nie, dan moet ek nou my elke oggend my panadootjie drink en my disprentjie drink en so voort. Dis alright. Ja. Ek het nog gewerk. Ek het nog 'n werk om te doen. Kyk, nou preek ek lekker. Nou gaan ons na die volgende skrifgedeelte toe. Wie het nog nie gelees nie? Salome 2 Kronieke 16 vers 9 tot 11. Ons lees 'n bietjie van koning Asa. Want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Hierin het u dwaas gehandel van... Kijk, stop het daarso. Stop het daar. Hier's 'n belofte. Hier's 'n belofte. Hier's 'n belofte. Hy sê die Here se oë deurloop die aarde. Hy loop daar van Sedgefield, daar deur die Vaaldriehoek, daar deur Middelburg, daar deur Nylstroom, deur Nelspruit, daar deur KwaZulu-Natal, daar deur waar jy ook al bly as jy na die tyd luister, loop sy oë. En hy kyk, God kyk. En wie ondersteun hy? Diegene wat kragtig sy hart onverdeeld op hom gerig is. So God ondersteun die mense wie se harte 100% op God gerig is. Ek wil een of ander tyd wil ek hê ons moet gesels oor die gedagte moenie 'n agterdeur hê nie. Moenie 'n agterdeur hê in jou lewe nie. Moenie 'n agterdeur hê nie. Okay, Salome. Hierin het u dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorlog teen u wees. Maar Asa het hom vererg vir die siener en hom in die gevangenis gesit, want hy was hieroor woedend op hom. Ook het Asa in dieselfde tyd sommige uit die volk verdruk. Askies tog, net so 'n bietjie agtergrond. Ek het nou regtig gedink my geleerde vriendin sal vir julle die agtergrond gee, maar Asa het oorlog gemaak teen wie nogal Salome, ek dink een van die ander nasies. Midianiete, Gideon en Midianiete. En hy toe vir Egipte gevra om hom te kom help, né? Ja. Ja. So, hy het nie vir God gevra om hom te kom help. Hy het Egipte gevra om hom te kom help en sy hart was dus verdeel. God se oë loop op die aarde en Asa het nie God eerste gestel nie. Hy het eers gedink hy gaan met die agterdeur gaan hy met Egipte onderhandel om Egipte om ondersteun en nou kom hy by die profeet en die profeet sê God het dit teen jou.
God het dit teen. Okay, ekskuus, Salome. En Asa was die koning van Israel, soos dalk dit kan sê. Dan, en kyk, die geskiedenis van Asa, die vroeëre en die latere, dit is beskryf in die boek van die konings van Juda en Israel. Okay, volgende versie, Dit was 11. vers 12. Okay, maar ekskuus, ek gaan gou Ek kry. het vers 12 spesifiek uitgelos, want hier kom 'n bom. Okay, vers 12. Okay, en koning Salomo het, nee, wag, ekskuus. Sorry, ekskuus. Ekskuus, Salome, ek Ekskuus, ek moet nou nie die regte plek kry, 2 Kronieke. 2 Kronieke nie. 16 vers 12. En in die 39ste jaar van sy regering het Asa gelei aan sy voete. Sy siekte was baie ernstig, maar selfs in sy siekte het hy die Here nie geraadpleeg nie, maar die geneesheere. En Asa het ontslaap met sy vaders en gesterwe in die 41ste jaar van sy regering. Ja, kom ons stop hom daarso. Lisel, wat sê jou vertaling van vers 12? Dit sê in die 39ste jaar van sy regering het Asa 'n ernstige siekte aan sy voete opgedoen, maar selfs in sy siekte het hy nie hulp by die Here gesoek nie, maar by sy dokters. Luister. Dit was selfs by die Dennis, dokter. wat wil jy hoor? Dan praat Ja. ons saam. Dit klink vir my om dokter toe te gaan is verkeerd. Om mangels uit te haal is verkeerd. Nee, dit is nie verkeerd. Dit is nie met jou eerste keuse. Ek het nou julle geraadpleeg. Die Bybelstudie te raadpleeg klink vir my baie verkeerd hoor. Kyk, ek is so Okay, baie come bly on. ek is nie 'n dokter op hierdie groep nie. Kom aan. Ek weet van omtrent almal van julle wat al 'n draai by die dokter gemaak het. In my ingesluit. Ek gaan oor 2 weke gaan ek weer dokter toe vir my voorskrif. Wat was Asa se probleem? Is die probleem geneesere? Nee, hy het die Here nie geraadpleeg nie. As ons siek word, wat doen ons? Wel, ek het byvoorbeeld toe ek besef het, ek elke keer as ek geweet het daar's soos wat hulle nou vir my gesê het, ek het daar's 'n probleem en dit. Dan het ek altyd gebid en gesê, Here, gee my die regte dokter dan. Laat ek by die regte dokter uitkom wat sal handel en doen wat moet gedoen word. En dis hoe ek het doen, omdat ek nie gereeld na 'n dokter toe gaan nie. En as daar iets groot is, dan bid ek net, Here, die regte dokters op die regte tyd. Dink dis die regte ding. Hierdie skrifgedeelte is nie 'n teken dat ons nie dokters toe moet gaan. Hierdie skrifgedeelte sê vir ons, in wie stel jy jou vertroue? In dokter wie ook al? Of sit ek my vertroue in God? Moses, maak nie saak of ek nou siek of wat ook al is nie, ek gaan my werk klaar doen. Ek gaan my taak klaar doen. My vertroue is in God, maar God gebruik ook dokters. Ja. Come on. Ek praat stem julle saam, God gebruik ook dokters. Maar God moenie 'n spaarwiel wees. Nou het ek al die dokters in die land gesien en niemand kan vir my iets doen nie. Nou gaan ek bid en sê, Here, maak my gesond nie. Ons begin by God en sê, Here, U ken my liggaam. U het hierdie liggaam gevorm. U ken elke weefsel, U ken elke molekuul in hierdie liggaam. U ken elke kiem, U ken elke virus. U is die God wat genees. Goed, dan drink ek die panadetjie. Maar ek moet dit nie omdraai. Asa het dit omgedraai.
Hy het nooit God geraadpleeg. Ons kan nie hierdie skrifgedeelte en sê ons moenie gaan vir operasies nie en ons moenie dit doen nie en moenie dit doen nie. Okay, enige opmerkings? Ons sê tog altyd voor ons vir 'n operasie gaan, wat die regte ding is, dan bid ons, dan sê ons, Here, laat hierdie dokter instrument in u hande wees. So die Here gebruik die dokter, hy is net die instrumente in die Here se hande. En as ek medisyne drink of moet die dokter sê ons moet so maak, dan sê ek, Here, as dit nie u wil is nie, as u die huis nie bou nie, te vergeefs werk ons wat daaraan bou. Amen. Amen. Nou wil ek julle 'n vraag vra. Anita, help my. Iewerster in julle kombuis is daar 'n stukkie biltong wat net Wynand van weet. Hy weet nie om weggesteek nie, maar okay, ja. En weet hy nie van wegsteek nie. Nie met speurder Faber in die huis sal hy nie kan wegsteek nie. Nou een aand, terwyl julle aan die bed is, sê Wynand nie, hy gaan net eers 'n draaitjie loop, maar jy hoor hy krap daar in die kombuis. En hy gaan sny vir hom so 'n paar repe biltong en daai mes gly. En hy sny sy vinger raak. Wat gaan hy sê? As hy vloek, moenie sê wat se vloekwoord hy gaan gebruik nie. Maar wat gaan hy sê? Ek is okay. Okay. Nou kom jy daaraan. Nou sien hy en jy sien dit en al wat Wynand sê ek moet 30 steke kry, maar dis net 'n ou veldskrapie, né? Dis mos soos dit werk. Ons mans reageer mos gewoonlik. Wat gaan jy doen, Anita? Ek gaan hom dadelik vat na die dokter toe. Nee, dis net 'n ou veldskrapie. Dis sommer net so. Dit bloei nie eers behoorlik. Ek gaan 'n pleister opplak. Jy gaan 'n band-aid opplak. Nee, jy is verkeerd. Ja, maar Anita sê sy gaan 'n band-aid opplak. Nee, jy gaan insulation tape plak. Ja, hy's mos Popeye die sterk man. Alraai. Gaan 'n band-aid opplak, né? En dan gaan jy hom 'n swentjie op die vinger gee, né? Ja. Nee. Nee, jy wil mos alleen biltong gaan eet, so, kry vir jou. Okay, maar ons is nie almal so kwaai soos jy nie, Gerda. Alraai. Nou het jy daai band-aid opgeplak. Wynand, jy wil iets sê? Jy's die victim Ja, hier. maar sê daai fout doen jy net een keer, dis in die eerste jaar van jou huwelik. Daarna doen jy die voorbereiding deur die dag. Alright, nou het jy daai band-aid opgeplak. Nou oor 3 dae, dan sê Anita, ag Wynandjie, kom sit hier by my. En sy haal daai band-aid af en dit het gesond geword. Wie het daai vinger gesond gemaak? Was dit die band-aid, was dit die soen of was dit die Here wat daai vinger gesond gemaak het? Nee. Was die Here. die Here. As ek 'n snytjie het en hierdie snytjie groei weer toe, dan sê ek dankie Here. Dit was nie die lekker salfies wat Annelie opgesit het of wat ook al nie. Dis die Here wat ons gesond maak. Ek is die God wat jou genees. Maar ons sit 'n band-aid op want ons weet daar moenie stof en chili sous en enigiets in hierdie vingertjie kom nie. Vandag gaan dit septies raak en dis hoekom ons hom verbind. Kyk, kry julle die punt. Kry julle dit. Moenie dat jou gesondheid jou aftrek nie. Enigiemand iets sê oor hierdie skrifgedeelte? Kom ons kyk na die laaste skrifgedeelte. Jesaja 40 vers 3 tot 5. Meisie? Jesaja 40 vers 3 tot 5. 'n stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word. En die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word.
En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. Die mond van die Here het dit gespreek. Miskien word jy vanaand afgetrek, het sy deur omstandighede of jou gawes wat jy nie het nie, deur geld, deur jou gesondheid. Wil ek vandag vir jou sê, vertrou God. Stel God eerste. Maak seker dit wat buite is, kom nie binne nie. En sien hoe die Heilige Gees krag jou deur optrek, tot bo, dat jy deurbraak en 'n deurbraak ervaar. Fluit, my storieetjie is uit. Ekskuus Marius, ek het lekker oor ons tyd gegaan vanaand. OK, kom ons begin by Salome. Iets wat jy wil byvoeg, Salome? Nee, ek is reg, dankie. Meisie? Ek is ook reg, dankie. Wynand? Ja, ek is reg, dankie pastoor. Anita? Is ook reg, dankie pastoor. Estel? Reg, dankie. Robert? Ek laat my toe net om in 3 woorde gou getuienis te gee. Ek het vanmôre het ons 'n diens gehad oor Petrus wat uit die boot uit geklim het en sy oë op Jesus gerig het. Weet jy, ek sit in worstel om Wallis toe te gaan want ek het moord in my hart. Ek wil gaan moord pleeg. Toe die Here vanmôre vir my gesê, moenie op jou eie krag staatmaak nie, hou jou oë op my. En dit wat ons nou vanaand hier bespreek het, was bevestiging op daai woord wat ek vanoggend gekry het. Nou sien ek kans om te gaan, nie met my eie gedagte nie. Die Here, die Heilige Gees gaan my sê wat ek moet sê as ek daar kom. Hy gaan vir my lei. So, ja, vanaand se boodskap of bespreking was bevestiging op vanmôre se woord wat ek gekry het. Amen. Gerda, iets van jou kant af? Nee, ek is reg, dankie pastoor. Pastor John? Chop, thank you, Louis. Rina? Niks nie, dankie. Happy. Giselle? Is reg, dankie. Jy Brits? Ek dink Jesus is ons groot lewensboei. As ons met enige van hierdie goed sukkel of struikel, net aan hom vashou en hy sal ons kop bo water hou om aan die gang te bly. Amen. Kom ons kom vandag nie, maar kom ons vat ons tyd. Marius moet maar sny waar hy moet sny. Kom ons praat oor gebedsversoeke. Ons bid vir Lisel dat sy vinnig gesond word. Dan sy het nie op Marius geskree om dis hoekom haar stem weg is nie. Ek dink is maar 'n bietjie sinus en so voort, maar dat sy vinnig gesond word. Salome, ons hou by jou staande versoeke van dit, maar is daar iets anders te waar ons kan saambind? Nee, dit asseblief, dankie. Okay, meisietjie? Ek wil vra dat ons vir Tannie Annelita moet in gebed tree. Dit gaan baie sleg met haar gesondheid. Sy het breinvliesontsteking en gordelroos op die brein. Ja, en dit gaan nie goed met haar nie, asseblief. Van is Koekemoer. Lisel, onthou jy oom Piet Koekemoer die raadslid? Robert? Dis nou sy vroutjie. Dit gaan sleg met die tannie, sy bly daar in die Weskus. Wynand, iets wat ons kan saambid? Nee, pastoor, ek dink ek is reg, dankie. Hoe gaan met die voete lately? Ekskuus? Hoe gaan met die voete? Pastoor, die raad wat die dokter vir ons gegee het en ek dink die voorbereiding wat ons gehad het daai hele ding uitgesorteer. Amen. Ons is so dankbaar. Vrou se liefde, daai massering, ons saamgebede en al daai goedjies. Enigste skuld wat jy mag hê is liefde. Enigste skuld is liefde. Anita, die man het droomhuis nodig. Ja. Pastoor, net die mense vir wie ons bid, die juffrou Sonja wat kanker het, Clarissa, ons buurvrou se dogter. My pa is blykbaar baie siek, sy kankertelling is blykbaar baie hoog
En dan wil ek net vra vir nog 'n versoek. My broer trek nou eintlik Pretoria toe van Leidenburg af. Ons het nou so gebid dat sy vroutjie sou Leidenburg toe trek en nou gaan hy nou weer aanbeweeg. So nou gaan hy weer vooruit trek Pretoria toe om daar so 'n nuwe bestaan te maak en dan sal die vroutjie weer agterna kom. So dis maar net vir hulle in gebed sal hou. O, en natuurlik Jou maat maak maak gerus. dan is ons nog steeds in die proses, die oorgangsproses, die finale gebed en vertroue is nou nog hierdie week, dan gaan die kinders klaarmaak by die skool en ek einde Julie en dan sal ons van daar af ons nuwe tuiskool reis begin. Wat is jou broer se naam nou weer? Christian. Dis Hy's Christian. Christian Lisel. Christian. Ja, jou maat mooi kinders. Ek het hom eendag bietjie met hom gekoffie daar so in Belfast. Hy's regtig baie smart. En ons bid vir hulle dat nie onthou nie. Nee, ek joke, hy sê nie dit nie. En baie goed. Okay. Maar ja, dat hy in Pretoria sukses gaan maak en dis waar hulle gaan vashak en sy vroutjie weer gaan werk kry want sy het getrek van George af hiernatoe. Van Georgia af Leidenburg toe wat eintlik ek dink dit gaan vir haar beter ook wees nou in Pretoria. So dit Ek dink daar's meer werksgeleenthede dalk in Pretoria want sy was by Dischem of so iets, né? Dischem en dis wat sy nog wil wees, so dink ek. Weet nie. Stel enige versoeke van jou kant af? Dankie. Okay. Dankbare harte van die stel af. John, anything from your side? We're keeping that guy on the list. Ja, Thank you. dis al dankie Louis. Alright. Lisel, ons het jou op die lys. Ons hou vir oupa op die lys. Enigiets anders te Lisel? Nee, ek's reg, dankie. Waar is? Ek wil net weer 'n bietjie my sussie opsit. Wat sy maar net sal moet hou en aangaan. Sy het mos nog gehad die operasie en goed gehad het. So sy het nou vir haar oogklapjie opgesit dat sy nou nie dubbel sien nie. So dan kan sy daarom so werk en sukkel maar om te bestuur met die bestuur goed, maar nou die dag moet sy bestuur het en maar sy kon daarom weer veilig by die huis aankom. Maar ja, wil haar nou net 'n bietjie opsit net om 'n bietjie moed te skep en aan te gaan. Robert, hoe gaan dit met die neeweffekte? Geen neeweffekte nie. Geen soos wat geen. Die Here is groot. Ek gee hom al die eer daarvoor. Ek is net dankbaar, dis al. Amen. Gerda, iets van jou kant af? Ons bid vir Gerda Junior. Ja, maar vir die kinders bid, hulle is vir elke ouer is jou kind maar baie belangrik, so ook vir ons, so ons kinders en dan natuurlik 'n baie dankbare hart, groot dankbare hart. Amen. Amen. John, can I ask you to pray for us, please? Thank you, Lord, for all the wonderful miracles that you do in our lives. Sometimes we don't even take them for granted, they just happen. And Lord, when we ask for something, you know if it's the right thing, or maybe you have something better in mind for us. And we just have to be patient and we just have to listen. And Lord, we pray for all these wonderful people on this group, Lord. We pray for a wonderful week ahead. And let's just keep on praying for everyone, Lord. The people that we talk to in the shops, the people that we talk to at our work. And Lord, there are so many people out there that need to be touched. And Lord, we love you and we thank you. And Lord, I don't know how we can go 1 second of the day without you being in our lives. We praise it in your special, special name. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Dankie, John. Mag julle 'n wonderlike week hê, 'n geseënde week. En kom ons doen die regte ding. Bye. 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 Bye.